Hoe onderskei ek tussen die ware en die valse kerk? Goeiedag, my naam is Nico Jeffer van die AP Kerk Amajuba, Newcastle en Piet Retief. Artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis help ons om hierdie vraag te beantwoord. Die suiwere prediking van die evangelie word dikwels as die heel belangrikste merkteken beskou, omdat die ander twee eintlik daaruit voortvloei. Ons lees Galasiërs 1 vers 6 tot 9. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Hier volg 'n dieper verstaan van suiwer prediking. Punt nommer 1. Christosentriese inhoud. Suiwer prediking beteken dat die fokus nie op die mens val nie, nie op die prediker se opinie nie, nie op sosiale kwessies nie, maar die fokus val op die Here Jesus Christus. As die prediking bloot mooi morele lesse of selfhelpwenke bevat, dan verloor dit sy suiwerheid. As dit gepreek word sonder die kruis van Christus, verloor dit sy suiwerheid. Christus moet in die kern staan, sy geboorte, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, geloof in hom as die enigste weg tot saligheid. Dit is tog wat die Bybel leer, en dit is tog die verhaal van die Bybel. Punt nommer 2, skrifgetrouheid. Die prediking is slegs suiwer as die hele raad van God verkondig word, presies soos wat dit in die Bybel staan. Geen byvoegings. Daar word nie menslike tradisies of nuwe openbarings bygevoeg wat gelyk aan die Bybel gestel word. Geen weglatings. Die prediker mag nie moeilike gedeeltes van die Bybel ignoreer omdat hy bang is dit sal mense se gevoelens seermaak. Ons kan nie die Bybel hanteer soos wat ons perskes van 'n boom pluk nie. Ons moet die gedeeltes wat konfronteer juis lees. Punt nommer 3. Die regte verhouding tussen wet en evangelie. Suiwere prediking handhaaf 'n balans. Die wet, wat die mens oortuig van sonde en ellende, en dit wys dat ons onsself nie kan red nie. Die evangelie, die goeie nuus dat God ons uit genade red deur geloof in Christus alleen. Sonder die wet word die evangelie goedkoop genade. Sonder die evangelie word die wet 'n swaar juk van wettisisme. Punt nommer 4. Suiwere prediking beskerm die gemeente. Dit beteken dat dwaalleringe wat teen die woord van God gaan, uitgewys en weerlê moet word. En dit gaan nie hier oor liefdeloosheid nie, maar om die waarheid in liefde te bewaar, sodat gelowiges nie mislei word nie. En dan laastens, punt nommer 5, die doel. Die toets vir suiwer prediking is die vrug daarvan. Dit roep mense tot bekering, dit versterk die geloof van die hoorders, en dit lei tot heiligmaking, 'n lewe wat God eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, as ons 'n gedeelte soos hierdie bekyk, besef ons, wat 'n groot verantwoordelikheid het ons, om seker te maak dat ons die waarheid verkondig,
dat ons besig hou met die waarheid. Here, u woord is die waarheid. Help ons om daarby te bly. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.